Ek het sommer hierdie vreeslike rowwe rampie met die kromspykers gemaak omdat ek nie 'n vreeslike klomp geld wil spandeer vir 'n ding wat ek hoofsaaklik net dalk 1 of 2 keer gaan gebruik nie. Hierdie patroon, jy sal sien die spykertjies is 3 met 'n gaping 3 en dan op die hoeke verskil dit. Maar die patroon vir die spykertjies, ek sal 'n linkjie onder hierdie video sit waar jy die patroon self kan aftrek. Jy kry kleiner rampies. Hulle is tot so groot. Jy kry hierdie vierkantiges, jy kan vir jou 'n reghoekige een maak. Ek het besluit op die groter ene vir hierdie kombersie projek, want 'n kombers met groter blokkies gaan redelik vinnig. As jy jou rampie bou, wat die webtuisting nie sê nie, is hoe om vir jou gerieflik te maak om te merk, want jy sal sien hierdie hoeke verskil. Hier is 3 spykers, daar's net 2, daar's 2, daai ene eindig met 4. Hierdie ene is 3 bymekaar, maar ek het hulle gemerk sodat ek kan onthou. Ek het hier vir my 'n 1 geskryf op hierdie hoek, 'n nommer 1, want dis waar jy begin. Daai hoek is nommer 2, daai een is 3 en dan daai hoek is 4. Ek het hulle versterk met blokkies hier in die middel sodat die spanning van die weefwerk kan hanteer. En nou gaan ons begin. Ek het hier ook hoekies aan die buitekant gesit, so ek hak sommer dit hier oor in steede van dit om daar op daai spyker dit vas te maak. Goed, ek hoop ons gaan daardeur reg teen af. Ons gaan om daai 2 draai en ek gaan dit net nader bring. Ek het dit deur daai 2 gesit en aan die bokant daar. Dis die moeilikste deel. Nou kom die maklike deel. Ons gaan elke keer om 2 spykers gaan. Dis vreeslik krom, asseblief. Ek kan nie spykers reguit inslaan nie. Maar nou is dit elke keer die laaste 2. Jy slaan die eerste spyker oop en so ook aan die bokant. Die eerste spykertjie is oop. Jy draai dit om die laaste 2. So hier gaan ons, jy doen dit tot op die einde. Dit help nogal as jy 'n pypie of 'n ding in soos 'n strooitjie in jou wol sit voor jy begin met jou weefryg. Dit hou jou wolletjies lekker reguit. Ek kon nou nie myne opspoor nie, so wees 'n bietjie geduldig met my of sit die video op vinnig. Goed. Ons is nou op die laaste hoek. Nou gaan weer wys, hierdie hoekie gaan omdraai. Ek gaan om daai 2 spykers en reguit deur. Nou ons gaan elke keer weer die boonste 2 spykers gebruik vir heen en weer, die boonste 2. Goed. Nou net weer. Hierdie is nou ons tweede laagie wat opkom. Druk hulle maar 'n bietjie af. Ek net wys hier by hoekie 3 het ek nou die wol daar tussen daai 2 spykertjies. Ek gaan om daar en ek gaan nou tussen in hierdie deur. So dis tussen die eerste 2. Aan die onderkant tussen die eerste 2 en nou draai ek die wol elke keer
om die eerste 2 spykers. Hierdie is die spyker waar ons eintlik ons begin moes vasknoop, maar ek kom daarin. So jy draai hom om hierdie eerste 2 nou, sodat aan die bo en aan die onderkant van jou raam gaan nou telkens 2 draadjies, 2 loopies wees. Skoon die een of tussenin, is nie goed met een van die 2 tale nie. Maar ons probeer. So hou jy aan tot dit op die einde kom. Jou werk behoort nou so te lyk. Daar 2 elke keer deur die middel deur. As ek dit nader kan wys. Kamera fokus nie lekker nie. Nou, van hier af, as jy by nommer 2 gekom het, moet jy 'n lengte afmeet volgens jou raam. Nou ek het hier vir my geskryf maal 6. Maar ek het op die ou einde uitgevind dat 5,5 keer genoeg is. So daar's nou 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer en 1/2 sal tot daar wees. En hier gaan ek hom nou afsny. En nou het ek 'n lekker lang naald wat net pas by hierdie raampie. Ek gaan hierdie wol nou daarin ryg en dan gaan ons dit gou weef. Dit vat nie so lank nie. Jy haal nou weer al hierdie wolletjie af wat jy hier omgesit het. Dit is net die eerste paar rye wat hy lekker koek. Goed, hier is ons by hoekie 2. Die W staan vir weef en jy gaan van hier af tussen hierdie 2 gaan jy begin weef. Jy gaan bo oor daai buitenste loopie. Ek weet nie of dit baie duidelik is nie. Onder deur daai die eerste draad wat regdeur is. Hierdie een is wat jy nou net jou punt uitgehaal het. Jy gaan bo oor hom, onder daai een, bo oor daai een, onder daai een. Dan is dit bo oor, onder deur tot op die einde. Goed. Hierdie was ons beginpunt. Ons eerste ry moet onderdeur hierdie beginpunt kom. Ek wil hom net weer inhak. Nou gaan ons aan hierdie kant ook om daardie eerste 2 spykertjies, ons gaan hierdie een uitlos. Ons gaan onderdeur hierdie eerste een, bo oor daai een, onderdeur daai een, bo oor, onderdeur. Ek het onderdeur hierdie laaste ene gekom. Nou is dit net weer draai. Ek moet die loopie om hierdie 2 spykers voltooi. So, bo oor daai een, onderdeur, bo oor, onderdeur, bo oor, onderdeur. En dit gaan baie vinnig vir my as ek dit plat neersit, want dan kan ek my wol 'n bietjie druk en kan mens laat wiel deur hierdie rytjie. Goed. Ek gebruik sommer my naald as 'n kam en ek druk die wol wat ek nou net geweef het in om dit bietjie reguiter te maak. Dit lyk nou vreeslike groot gaatjies wat in die weefwerk is, maar jy sal sien sodra as jy hom afgehaal het, dan krimp die wol soort van en dan is dit baie kleiner en digter. Natuurlik, hierdie wol is die gewone chunky wol.
Ek gebruik gewoonlik die Serious Chunky en hy maak 'n baie digte blokkie. Dit hang af van jou projek wat jy wil doen. Jy kan selfs ook double net gebruik en dan net twee drade op 'n slag ryg. Maar dit werk presies dieselfde. Ek gaan nou die laaste ry werk by hierdie snaakse hoekie. Daar het ons by nommer 3 omgewerk. So gaan bo oor daai ene. Dan gaan ek onderdeur. Dit is moeilik as jy voor die kamera sit. Goed, hy is onderdeur. Dan is dit weer bo oor daai een, onderdeur. Bo oor, onderdeur. So hierdie ry word al langs die spykers gewerk. Tot jy deur is. Dit is die laaste ry. Goed, hierdie is nou wat oor is. Ons eindig tussen hierdie twee spykertjies. Ons gaan nou aan met die borduur. Ryg 'n meter, ongeveer 'n meter. As jy bang is jy te min, kan jy 'n bietjie meer deurryg, maar 'n meter van hierdie sal omtrent doen. Kan van onder af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ek gaan my eerste kruisie maak. Hierso. Gaan onderdeur druk. En deurtrek. Aan die onderkant wil ek net so 'n stukkie los, want ek gaan hom sommer vaswerk. Skynswerk. Ai. Dis die eerste een. Nou hierdie stukkie gaan ek vashou so skuins, sodat ek hom kan sommer inwerk, dan het ek nie nodig om hom weg te werk nie. Nou dit is baie moeilik, want die naald gaan bly deurval. Omdat ek gewoonlik met dit op my skoot sit en werk en nie nodig het om dit voor 'n kamera te doen nie, maar kom ons probeer. Daar is die eerste kruisie. Dit is die duidelikste wat my kamera kan doen. Werk omdraai en my wolletjie wegryg en afknip. Begin ons by hierdie kant en ek vat sommer die naald, laat ek net hierdie oor kry. Dis die moeilikste. Druk my hand onderin. Nog nie. Die touwtjie. Dan druk ek trek die wol die kant toe. En al hom af. Mooi netjies, so dit hy nou nie vashak op al die kante nie. En daar se blokkie gewerk. Ons het nou 2 ente op hierdie lappie. Die een is 'n langer end en die ander een is 'n korter end. Nou ek gaan my wol wat ek mee wil omhikkel hieraan vasheg deur 'n plat knoop te maak. En hierdie 2 ente gaan ek nou sommer saam inhikkel. Daai loopie tussenin. Daar steek ek my hikelnaald deur. Hierdie is 'n nommer 5 hikelnaald, 5 mm en ek hikel met chunky.
net daai end te kry. En haak. Ons begin met 'n glipsteek. En dan nog 2 kortbene in dieselfde gaatjie. Goed. En ons gaan net elke keer deur daai 2 werk en 3 kortbene in hom maak. 1 2 3 en ek probeer so tot by die 3de groepie van 3 kom met hierdie draadjies wat ek so saam ry of in hekel. Dan los ek hulle agter en van nou af gaan ek net die hoeke wys want dit is waar by die hoeke waar die storie inkom. Hierdie deel is nou maklik. Net mooi afsny. Goed, ons is nou by hierdie snaakse hoekie. En al wat ons gaan doen is ons gaan nou 3 in hierdie enkel loopie werk. Of bogie. En dan weer 3 in daardie ene. En dan sit weer 2 bogies saam. Tot op die laaste een. Wanneer ons nou hier gekom het, hierdie ry is baie maklik. Ons gaan niks tussenin maak nie. Al wat ek doen is ek tel hierdie lang stertjie op en ek werk hom sommer saam in. En dit gaan 2-2. Dit maak die wegwerk van die wolente bietjie makliker of minder. So ek werk hom so in 3 of 4 van hierdie bogies. Ons kom nou by hierdie ene wat ook nou 'n snaakse hoekie het. Aan hierdie kant sit net 1 bogie, maar aan daai kant 'n dubbel bogie. So in hierdie enkel bogie werk ons 3 kortbene en dan dieselfde hier gaan ons nou tussendeur in die dubbelbogie en ons werk 3 kortbene daarin. Nou is dit weer baie maklik tot op die einde. Ek het nou aan die einde gekom en al wat oorbly is om te glipsteek. 'n Glipsteek deur die eerste kettingsteekie wat ek gemaak het. En dan ongeveer dubbel daai lengte sny ek my wol af. Trek hom deur. En soos altyd haak ek hom deur en dis net om hom bietjie digter af te eindig. Ek wil net wys wat maak ek met hierdie langste stert. Ek is maar altyd bang 'n mens gooi hierdie ding in 'n wasmasjien en dan begin hy dalk lostrek of so iets. Wat ek doen is, ek het hom nou daar in die 3. Ek los daai ene, dan gaan ek deur die kortbene en ryg weer tot by die hoek deur en trek hom net weer deur. Dit is opsioneel. Dit hang van jouself af of jy dit so wil doen, maar ek vind dat as jy hom so deurwerk, dat daai
amper soos 'n knoop is en dat jou goed nie maklik lostrek en jy kan dan hierdie kombersie binne in 'n wasmasjien gooi en hy sal sekerlik nie lostrek nie. Hierdie is die breedte van my kombersie wat ek maak. Wat ek nou doen, ek werk eers hierdie in die breedte vas en dan gaan ek hierdie stukkie gebruik om daai tot hierso vas te werk. Ek het al my blokkies uitgelê, almal met daai stertjies aan dieselfde kant. En al wat nou oorbly, ons gaan begin. Ek gaan nou begin aan mekaar werk. Ek gaan in die eerste steek van hierdie hoekie begin, wat daai ene is. En dit is nogal belangrik om te bepaal wat is jou eerste steek van jou oorspronklike 30. So ek gaan in daai twee werk. Ek begin met 'n dubbelknoop of 'n dubbelsteek. Gaan 2 keer deur daai hoeksteek werk. Dan vat ek hierdie stertjie, trek hom reguit, maak seker ek werk in die tweede steek van die hoek en in die tweede steek van daai hoek. En wanneer ek my wol styf trek, hou ek sommer daai stertjie vas vir die begin en ek gaan hom nie weer vas hoef in te werk. Nou werk ek in die derde kortbeen van die hoek en ek gaan hom deurtrek en nou in die eerste steek van die tweede groep en dan die tweede steek en dan die derde steek van die tweede groep. Ek gaan dit vaswerk. So wat ek doen is, ek het nou daar gegaan en dan gaan ek net eenvoudig na die volgende gaatjie toe en trek hom nader, werk 2 keer deur daardie een sodat hy nader is en dan is dit nou maar net dieselfde weer aangaan. En jy moet maar soek waar jou derde een is. Ek begin altyd met 'n dubbel steek in dieselfde een. Dit is net, hy hou hom bietjie stywer vas. 2 keer daardeur gewerk. En dan werk maar net deur tot onder. Ek het nou 'n gaatjie daar wat ek moet toekry. En wat ek doen, onder. So ek weef hom in met die naald. My bol is baie kort. Onder, bo. Daar sy. En hy's toe. En nou reig ek hom net deur en knip af. Daar sy. Hy's toe.